in die wonderlijke naam van Jesus. Ek sien ons is nie baie hier so vanmôre nie, maar ons gaan saam die Here van die naam van die Here groot maak vanmôre. Die liedjie wat nou gespeel het, is All I Need. Dis seker maar al wat ons nodig het in die lewe om ons aan die gang en aan die lewe te hou. Ek wil vir baie dankie sê, ons groet u vanmôre en ons sê baie dankie vir die moeite dat u so is vanmôre. Ons gaan saam die Here se naam groot maak. Ons gaan net eers ook met gebed om daardie vraag of ons voort te gaan in gebed. Ons dink net asseblief aan Suster Adrie wat ook seker die bed is, Tunisia, Tannie Francis. Ek bietjie dink dat hulle ook al is ook bietjie seker asseblief. Here, is allemaal 'n voorreg om weer in die huis te wees, Here. Ons is so van u afhanklik, Here, anders sou ons nie gewees het nie. Ons het u so nodig, daarom is ons vanoggend hier by mekaar, om u naam te kom groot maak, Here. Ons wil eerstens u bloed pleit so oor die vergadering, Here, so oor elkeen wat hier ingestap het, Here, dat u Gees u doel sal bereik vanoggend, Here. Dit wat u vanoggend hier wil doen, dat u dit sal doen, Here. U maak nooit 'n fout nie, Here. U is hier vanoggend om ons te kom ontmoet, Here. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat genoem is, Here. Mens kan so maklik iemand se naam uitlaat, Here, maar u weet van elkeen wat vanoggend siek is, Here. Ons bid dat u vir elke bed vanoggend sal stilstaan, waar elkeen is vanoggend, Here. Dat u goddelike doel bereik in elkeen se lewe, Here. Elke liggaam sal kom aanraak vanoggend, Here, dat ons sal getuienisse hoor dat u mense gesond gemaak het, want u is en was en is nog altyd dieselfde en u sal dieselfde bly. Ons is hier vanoggend om die naam groot te maak, met u seën so op die orkes vanoggend, Here, so elke koortjie wat gesing word, vir die woord wat uitgaan, Here, dat u die doel sal bereik, en vir dit alles in u wonderlike naam. Amen. Baie dankie. Dis lekker koor daar buite, ons gaan lekker almal saam sing, maar jy moet 'n bietjie wat vloei vanmôre. Die eerste koortjie wat ons gaan saam sing, die Pour Me the Oil and the Wine.
Die volgende koortjie wat ons gaan saam sing, die Gees van die Here bring lewe vir my. Die volgende koortjie gaan ons ook aan aanbidding saam sing. Jesus gaan nou hier verby. Jesus, my glory.
was wounded for our transgressions. Here dat ons voor U kan staan, Here dat ons U kan aanbid. Halleluja, ons Heer, ons baie dankie, kan sit plekke neem. As er dalk een of twee vinnige getuienisse is, vir ek gaan ook nie vir Pastoor Dirk om ons die woord te bedien vanmôre. Ons sê vir baie dankie. Dankie Jesus, halleluja. Prys die Here, halleluja. Prys die Here, halleluja. Ek sien ons voel die koue net. Ja, dis altyd so lekker nie, dis altyd so gemaklik nie. Maar dit is ook een van die seisoene wat moet aanbreek in ons lewens. Dan moet 'n winter kom. Dan moet iets kom om die kieme dood te maak. Maar ons wil die Here loof en prys. Ek vra dat u die Bybel sal neem vanmôre. Verwelkom al die mense op Facebook. Sê vir u baie dankie vir die wat ingeskakel is om ons diens te deel saam met ons vanmôre. Mag die Here u ryklik seën vanmôre. Kom ons lees saam daarso in Psalm 32. Psalm 32. Lees ons saam vanmôre. Die opskrif van die gedeelte sê, die seën van skuldvergifnis. Prys die Here, daar is seën wanneer God die skuld van die mens vergewe en hy jou vrymaak. Dis 'n Psalm van Dawid vanmôre, ek lees vir u vanaf vers 1, 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing.
Welgeluksalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebete uitgeteer in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Sela, my sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal ek elke vrome u aanbid. In 'n tyd as u te vinde is, ja, by die oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesang. My bevryding, Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muil esel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met 'n toom en teel as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid, sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig, o regverdige, en jubel, alle opregtes van hart. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ek sê vir u baie dankie. Dankie vir 'n kans en 'n geleentheid om u geopende woord te hê vanmôre voor ons. Ek sê vir die dankie, Here, dat ons weet, dis nie uit verdienste nie, maar is alleen uit genade vanmôre, dat ons weet, u is ons krag, u is ons sterkte, u is ons hulp, u is ons bron van lewe. Ek wil bid vanmôre, dat hierdie woord wat u my gegee het, dat ek dit sal aflewer vanmôre, tot eer en verheerliking van die naam, dat u ons sal help vanmôre, dat ons hoorders en daders van die woord sal word, dat ons sal weet, ons is afhanklik van u, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Dankie, Here, dat u my bekragtig deur die salwing van die Heilige Gees nou, Here, om dit af te lewer wat u vir my gegee het, en ek sê vir u dankie daarvoor, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. My teksvers vanmôre is vers 8, waar die Here self praat en sê, ek wil jou onderrig en jou leer, aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Dit is wonderlik om te weet, dat die Here het bemoeienis met ons. Hy wil ons help. Hy sê, ek wil jou onderrig, en ek wil jou leer aangaande die weg. Daar's 'n weg wat die woord van God sê, wat vir die mens reg lyk. Maar dit is nie altyd die regte weg wat die mens volg nie. Want almal vertrou nie op die Here, die God die Almagtige nie. Alles herken, almal en alles herken die God as die Almagtige God. Die God wat hemel en aarde geskape het, wat ons as mens geskape het, wat ons wil help, wat ons wil leer en lei en onderrig nie. Almal doen dit nie. En dit is hoekom daar nie almal is wat die Here dien nie. Dit is hoekom daar swaarigheid in die wêreld ook is. Want almal gee nie erkenning aan God nie. As almal en die mens kan besef, almal kan erkenning gee aan God, aan hulle maker. Maar so baie mense het hardnekkig geword, soos wat ons gelees het, hier van 'n perd en 'n muil esel, wat as jy nie 'n toom in sy mond druk, en as jy nie hom in sy rigting sit wat jy hom wil hê, en doen wat jy vir hom gee om te doen nie, dan gaan hy nooit by dit uitkom nie. En dit is hoekom daar so baie hardnekkigheid in die lewe is. Ek het 'n paar dinge hier neergeskryf wat die Here wil vir ons doen. Hy wil ons onderrigting gee, hy wil ons instruksies gee. Hy wil ons leringe gee om ons te help, en onderwysing om ons onderwys te gee, sodat ons kan verstaan wat ons nodig het om te doen.
Ek reken nie een van ons sou vandag hier gewees het as ons nie onderwysing gehad het op skool nie. Ons verstand sou nie so goed ontwikkel gewees het as ons nie onderwysing gehad het, as daar nie 'n onderwyser was op skool wat ons geleer het, wat is dit om te verstaan, dit wat ons moet weet van ons taal, en hoe om ons taal te gebruik en hoe om te kan praat nie. Hoe sou ons met God kon praat as ons nie geweet het hoe om met hom te spreek, in die wysheid en die leringe wat hy vir ons gegee het. God is die God van alle kennis vanmôre. En hy wil ons dit gee wat ons nodig het op die pad wat ons wandel. Hy wil ons raadgewer wees, hy wil ons leidsman wees, hy wil ons gids wees. En as ons kyk na al die dinge vanmôre, bring ons dit uit, dat God wil ons mentor wees. God wil die mentor wees vir my en jou. Hy wil ons mentor wees en hy wil ons leermeester wees. Hy wil ons help, hy wil ons deurdra deur elke omstandigheid wat ons in die gesig gaan staar in die lewe. Omstandighede wat ons nie altyd gaan weet wat om te doen nie, maar omdat ons op die leermeester vertrou, hy wat God is, hy wat almagtig is, hy wat al die kennis het vanmôre, kan ons weet, hy is ons helper en hy sal vir ons 'n pad maak. Vanmôre kan ons weet, as ons 'n mentor het, dan weet ons hy gaan ons help. En daardie mentorskap wat hy toegepas het deur sy seun Jesus Christus, wat hy na hierdie aarde toegestuur het. Jesus het vir ons kom wys wat ons moet doen en hoe ons moet lewe en wat ons moet doen hoe om ons lewens in te rig. Jy sien, dit is goed en wel ons word gebore, maar as ons ma en pa ons nie ook gehelp het en ons ma en pa ons ook nie geleer het nie, wat sou ons gewees het? Wat sou dit gewees het as jou ma en jou pa jou maar net gelos het, dat jy kan doen wat jy wil, dat jy nooit die regte van die verkeerde geleer nie? Dan het jou ma en pa ook nie vir jou mentor gewees nie. Dan kon jy ook nooit opkyk na jou ouers nie. Maar God is jou skepper en jou maker vandag, wat al die kennis en wysheid en insig het, wat elkeen van ons wil help. Wat elkeen ons op die pad wil wys, wat ons moet doen en waar naartoe ons moet beweeg. Ons het mentorskap van God nodig in ons lewe en hy is die enigste een wat ons wil help. En kan help. Want daar is baie mense wat sê ek wil jou help. Maar daar's nie altyd wat dit so gebeur nie. Daar's mense wat sê ek gaan jou help, maar dit is nie altyd dat dit so gebeur nie. Want wanneer 'n mens nie meer wil nie, dan stop hy. Maar die wil van God vir ons lewe is dat hy altyd daar sal wees. Hy sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. En ek wil vir julle sê vandag, God sê hy wil ons onderrig en leer. En hoe gaan God ons onderrig en leer? Hy gaan ons onderrig en leer as hy saam met ons die pad stap. As God saam met ons die pad stap, dan kan hy ons leer en onderrig. Hy het ons die woord gegee, sy seun Jesus Christus is die woord wat lewendig geword het vir ons, in ons lewens, en op hierdie pad wat ons stap, wil God ons wys, wat dit is wat ons nodig het in ons lewens. Ja, daar is tye wanneer ons kom en ons dink, Here, ek het geleer van U, en ek pas dit toe in my lewe op hierdie weg wat ek stap, maar God sal voorgaan. Hy is altyd die een wat ons voor oë moet hou. Hy is altyd die een wat voor moet loop in ons lewens. Ons moet weet, hy is die voorloper, want hy is die mentorskap. Hy is die algehele mentorskap vir ons in ons lewens vandag. Hy is daar om elkeen van ons te help, om ons die krag te gee, om moed te hou, om aan te hou. En dan wil ek vir julle sê, die pad wat God vir ons lei, is nie 'n breë pad nie. Ons ken die verhaal in die Bybel wat sê van die breë pad en die smal pad. Die Here sal ons lei op die smal pad. Want op daardie pad wil hy ons vooruitgang. Hy vir ons gee wat ons nodig het op daardie pad, wanneer hy ons vooruitgang. Want die weg is smal, wat lei na sy geregtigheid. Jy sien, wanneer ons God volg, en ons by God bly en hom altyd voor oë hou op die smal weg, dan is hy daar om ons te help. Want jy sien, ons sal nie verdwaal op die smal weg nie, maar ons sal vashou aan die Here, want hy is voor ons, hy is by ons. Maar as ons op die breë weg wil gaan, dan is God nie met ons, saam met ons nie. Dan kan hy ons nie leer lei nie, maar as ons op die smal weg bly saam met God, dan kan hy ons help. Want dit is die weg wat lei na geregtigheid. Dit is die weg wat lei na waarheid. Dit is die weg wat lei na lewe vir elkeen van ons vandag. Jy sien, dit is noodsaaklik vir u en vir my om te weet, ons moet bly op die smal weg wat die Here vir ons bepaal het. Jy sien, baie mense in hierdie lewe wil hulle eie weg bepaal. Hulle wil hulle eie dinge doen. Hulle wil vir hulle self sê, dit is hoe ek sal lewe, dit is wat ek sal maak en niemand sal my niks voorskryf nie. As ons sê, Here, U is ons God, U is ons leermeester, U is ons mentor, ons vertrou op U vir alles, dan sal ons saam met hom loop en beweeg waar hy ons lei.
Jy sien, daar is leiding vir die kind van God op die smalweg. Op die breë weg is die weg wat deur Satan gemaak is, en waar hy heers en waar hy oorvloedig is, in dit waarmee hy besig is. Maar as ons op die smalweg bly, en ons bly en vertrou op die Here met alles wat hy vir ons doen en gee, dan kan ons vertrou op hom, dat hy by ons sal wees, want hy sal ons leer en hy sal ons gee alles wat ons nodig het. Daar sal nie tekortkominge wees nie, daar sal nie tekorte wees vir jou nie, want jy vertrou op die Here met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Op hierdie smalweg is dit nie altyd maklik nie, want op die smalweg moet jy waaksaam wees. Jy moet wakker wees op hierdie smalweg. Jy moet bedagsaam wees. Jy moet wakker wees om te kyk waar jy loop. En ek wil vir julle sê vanmôre, dit is van kardinale belang vir elkeen van ons om te weet. Ons gaan nie God kry op die breë weg nie. Ons gaan God kry op die smalweg. As ons bly op die smalweg, is hy daar om ons te help. Ons lewe in omstandighede en tye waar baie mense het baie vrae oor wat die toekoms inhou. Hulle weet nie, daar is so baie dinge wat uitgaan op die media en wat aangaan in die wêreld en dinge wat ons hoor en dinge wat ons sien, maar as ons weet, as ons op die smalweg bly en ons kyk voor ons, sal ons altyd God sien. Want God is nooit te ver van ons af nie. Sy woord sê dit, dis hoekom sy woord vir ons so belangrik is. Hy het sy mentorskap vir ons in sy woord weggeberg sodat ons dit kan sien en dit kan lees en dit kan leer en dit kan toepas in ons lewe op hierdie weg wat ons beweeg. Want dit is wat ons nodig het. Ons het nodig om te leer van hom en dit toe te pas in ons lewe, sodat ons kan weet, Here my God, U is my krag, U is my vesting, U alleen kan my help vir die toekoms wat voorlê. Ek hoef nie te kyk na die wêreld nie. Ek hoef nie te luister na die wêreld nie. Ek hoef nie om te gee na dit wat in die wêreld gebeur nie. Ek moet omgee wat U sê, wat U my geleer het uit U woord uit. En ek sal daarby bly, die Here sal help op die smalweg. Jy sien, op die smalweg is daar gelowige raad en daar's betroubare raad. Jy sien, ons moet glo in dit wat God vir ons gee. Ons moet vertrou op dit wat God vir ons gee. Want dit hou ons veilig op die smalweg. Want hierdie woord van God is 'n betroubare woord. En dit is werd vir ons elkeen om te sê, Here, my God, ek glo in hierdie woord. Ek vertrou op hierdie woord. Ek glo dit wat God sê is ja en amen. Ek vertrou dat God my wil help, dat ek kan weet, ek kan hierdie woord vat, dit is betroubaar om dit toe te pas in my lewe, op die weg wat ek wandel. Ek het riglyne waarvolgens ek kan werk. Ek het riglyne om my toekoms vir my te bepaal, want God gee dit vir my. Want jy sien, op die smal weg gaan jy te doen kry met ander mense wat nie so afhanklik is van God soos jy. Mense wat op hierdie smaalweg dalk omgedraai het. Mense wat op hierdie smaalweg dalk moeg geword het, wat mat geword het. Maar God het nie daardie mentorskap in jou lewe vir jou gegee om te leer en dit toe te pas in jou lewe nie. Daar is mense wat die woord sê, wat moeg gaan word, wat mat gaan word op die pad. Maar die mentorskap wat God vir jou gegee het, moet jy ook begin toepas. Want alle mense kyk vir jou en hulle wil sien wat God jou gegee het, dat jy daardie mentorskap ook kan toepas op die weg wanneer jy beweeg. Wanneer jy kom by mense wat moeg geword het, wanneer jy kom by mense wat mat geword het, dat jy hulle kan moed en praat, dat jy jou broer en suster by die arm kan inhag en sê, kom saam met my, kom saam met my, beweeg saam met jou, kry jou oog op die Here. Jy het ook 'n mate van mentorskap wat jy moet toepas. Want God het jou nie verniet geleer nie, God het jou nie verniet gehelp nie, broer en suster. God het ons gehelp sodat ons ander kan help. Ons is nie net daar om onsself te help nie. Dit gaan nie ons net oor myself nie. Waaroor gaan die koninkryk van God? Waaroor gaan mentorskap? Mentorskap gaan oor van die een na die ander. En wanneer die een wat jou geleer het nie meer daar is nie, moet jy ander kan leer. En God het klaar sy doel gedien op aarde. Hy het die mense gegee wat hulle nodig het. Jesus het gekom aarde toe. Hy het kom gee wat hy moes gee. Hy het die weg kom wys vir elke mens. En hy het sy woord kom gee vir ons, sodat ons hierdie woord kan hê. En nou het ons die Heilige Gees om ons te help. Nou het ons die Heilige Gees op wie ons moet vertrou. Met ons hele hart, met ons hele siel. Want dit is nodig.
Die raad wat op die breëweg is, gaan ons nie help nie. Die mentorskap wat gebaseer is op die woord van God, sal ons lei en leer en onderrig in alles wat ons nodig het. Daar is nie tekortkominge as ons die mentorskap van God toepas in ons lewe nie. Daar kan nooit tekortkominge wees nie, want God het geen tekortkominge nie. God het nie tekortkominge, want hy is God. Hy is almagtig, hy is die Here, die regverdige, wat elkeen van ons wil help. Maar ek vra hier die vraag vanmôre, broers en susters. Het jy al 'n bietjie moeg geword langs die pad? Het jy al stadiger begin loop? Het jy al 'n paar maal tot stilstand gekom en vir jouself gesê, is dit nog die moeite werd? Ek wil vir julle sê, ja, dit is nog die moeite werd. Dit is nog die moeite werd, want hy het die enigste uitkoms vir ons vandag. Hy het die enigste uitkoms vir ons vir vandag, vir môre en vir die toekoms wat voor lê. Want ons weet nie hoe ver die lewe nog gaan nie. Ons weet nie wat in die lewe nog vir ons gaan inhou nie. Maar as ons vertrou op God met ons hele hart en ons geloof bly op God, dan gaan hy ons help. Hy gaan vir ons die deurbrake gee wat ons nodig het. Want jy sien, ons het te doen met 'n listige vyand. Want die gaan ophou nie. Hy gaan aanhou tot die einde toe. Gaan hy aanhou tot God gaan sê tot hier toe en nie verder nie. Daarom kan ons vertrou op die woord van God. Ons kan vertrou op dit wat God vir ons gee, want dit is gebaseer op sy Heilige Gees. Jy sien, die woord van God en die Heilige Gees is al wat ons gaan help in hierdie dae wat ons in lewe. Die Gees is hier om ons te leer en te lei en te onderrig in alle waarheid. En as ons die woord van God vas en ons bære dit in ons hart en ons sê, Here, ons hou vas aan hierdie woord en ons vertrou op die leiding van die Heilige Gees, waar sal dit ons uitbring? Dit sal ons uitbring by oorwinning. Dit sal ons uitbring by dit waarvoor ons begin het om te sê, ek weet die Here het my meer as 'n oorwinnaar gemaak. Hy het my die krag en die sterkte gegee. Dit wat God begin het, dit is hy daartoe in staat om te help om dit te volëindig. Dit wat God begin het in jou lewe, sal hy volëindig. Wanneer jy by God bly op die weg wat hy vir jou uitkies, en wanneer jy jou oë op die Here hou, en wanneer jy vertrou op hom en op hom alleen, dan sal hy jou help. Die woord is waarheid. En die Heilige Gees van God is waaragtig vir elkeen van ons. Jy sien, hierdie woord is waaragtig om ons te help. Om dit te bevestig wat in hierdie woord staan, sal die Heilige Gees dit bevestig in elkeen van ons hart en in lewens en in ons gedagtes. En hy sal dit lewendig hou binne in jou siel, sal hy dit vir jou bekragtig. Hy sal jou deurdra op elke vlak van jou lewe waar jy gaan beweeg, waar jy gaan. Of dit hier by die kerk is, en of dit daar by jou werk is, of dit wanneer is jy by die samelewing saam met jou familie, die Here sal jou help. Hy sal jou deurdra. Jy sien, ons sing daai liedjie in die kerk, deurgedra, deur die storms van die lewe, was hy altyd deurgetrou. Hy sal getrou bly. Hy kan hom nie self verloon nie. Hy kan hom nie self verraai nie, want dit is nie deel van sy karakter nie. Ons is mens, ons is faalbaar, maar God kan nie faal nie. Hy kan nie, hy is God. Hy is almagtig en hy wil God vir jou wees. En hy wil hê jy moet heeltyd jou oog op hom hou. Jy moet nie vergeet van hom nie. Jy moet nie afdwaal nie. Jy moet nie kyk na ander mense nie. Jy moet nie kyk na dinge wat gebeur rondom jou nie. Jy moet vertrou dat die Heilige Gees jou sal leer en lei in alle waarheid. Want die waarheid sal met jou wees. God se waarheid sal jou bekragtig. Hy sal jou die krag gee wat jy nodig het vir elke omstandigheid wat jou pad langs sal kom. Hy is daar om ons te help. Ek wil vir julle sê, hierdie is 'n betroubare woord. En ek is daar om aan te neem. Om deel te maak van die lewe. Nou ek wil vir julle net gou wys hoe betroubaar hierdie woord van God is. Ek wil julle wys wat hierdie woord van God vir ons sê. Kom ons gaan lees gou-gou in 1 Timoteus 1 vers 15. 1 Timoteus Hy sê dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste was. Wat sê die woord? Hy sê dis 'n betroubare woord.
om ten volle aan te neem en ten volle deel van jou lewe te maak. Wat sê 1 Timoteus 3 vers 1? Hy sê dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Wat is dit om 'n opsienersambt te verlang? Wat is dit om te verlang om 'n mentorskap vir God aan te neem? Wat is dit om 'n mentor te wees vir die koninkryk van God? Dit kan ek en nie doen. God gee ons die krag deur die Heilige Gees om ook mentors te wees vir ander mense, om 'n voorbeeld te wees vir ander, wat ander kan navolg. Dit is wat ek en nie veronderstel is om te kan doen. Ons moet daardie mentorskap kan toepas in ons lewe, want ons weet die Here help ons, hy gee ons die krag. Wat sê 1 Timoteus 4 vers 1 Timoteus 4 vers 9? 1 Timoteus 4 vers 9 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gespaar, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouer is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. Insonderheid beteken eerste vir die gelowiges. Is dit 'n betroubare woord? En as daardie betroubare woord in jou lewe begin kragtig word, as daardie betroubare woord uit jou lewe begin uitvloei, dan is jy die mentor wat ander mense nodig het om te sien. Dan is dit wat jy doen, jy is besig om uit te straal wat God vir jou gegee het. Om in hierdie wêreld in te kan gaan, om vir ander mense te kan wys wie Jesus Christus is deur jou. Dat hy die God is wat jou kan help. In 2 Timoteus 2 vers 11 sê, dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. En as ons hom verloon, sal hy ons verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Dis 'n betroubare woord. Ek en jy moet 'n betroubare rentmeesterskap kan toepas in ons lewe. Ons moet betroubaar wees om vir ander mense 'n voorbeeld te wees. Ons moet 'n betroubare rentmeesterskap vir God oorerf in ons lewe en ons moet dit kan toepas elke dag. Dat God ons kan help. Dat hy ons die krag kan gee om aan te gaan tot op die einde. Hy is daar om ons te help. Hy is daar om ons die krag te gee. Hy is daar vir elkeen van ons. Titus 3 vers 8. Hy sê dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg gaan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mens. Goeie werke, goeie rentmeesterskap moet ons kan toepas in ons lewe. God help ons. Hy is ons krag en ons sterkte. Hy is die een wat die pad vir ons gebaan het. Hy is die een wat die pad gemaak het. En hy is daar om ons te help en te leer en te lei op die smal weg. Dat ons kan beweeg en dat ons oog kan hou op hom. Dat ons kan vertrou met hom met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Sodat ons kan weet, hy sal ons nie teleurstel nie. Hy sal ons nie faal nie. Maar ons moet leer. En dit wat ons leer, moet ons toepas in ons lewe. Ons moet dat dit vir ons werk in ons lewe. Ons moet vorentoe beweeg. Ons moet daardie wat langs die pad moeg geword het, moet ons saam met ons vorentoe vat. Ons kan nie bekostig om ons oog van God af te haal in hierdie dag en tyd wat ons in lewe, nie broers en susters. Ons kan nie bekostig om te sê, ek het moeg geword nie. Ons kan nie toelaat dat daardie woorde uit ons mond uitgaan nie. Ons moet ons gedagtes reghou. Wat sê die woord van God? God verwag van ons om reg te dink. Om reg toe te pas in ons lewe, sodat ons 'n voorbeeld kan wees. Daardie voorbeeld wat ons het om te stel, moet ons stel sodat ander mense kan krag kry van dit wat ons van God af gekry het. Ons het nie verniet hierdie evangelie ontvang nie. Ja, ons het dit verniet gekry. Maar ek en jy het dit nie verniet gekry in ons lewe nie. Ons moet daarmee werk. Want wanneer ons werk met hierdie evangelie en ons pas dit toe in ons lewens, dan sal ons sien, ons sal 'n hulp wees vir iemand anderste. Jesus het gedoen wat hy moes doen. Hy het 'n doel voor oë gehad. Toe daar in die hemel gevra word, wie
sal vir my gaan. Wie sal gaan? En Jesus het gesê, ek sal gaan. Jesus het gekom. Hy het kom doen wat hy nodig gehad het om te doen. En hy het ons disippels gemaak. En ons as disippels moet mentorskap vat van Jesus. En ons moet daardie mentorskap toepas in ons lewens elke dag. Ons moet dit toepas om ander mense te help. Ek wil vir julle sê, broers en susters, in die tyd wat vir ons voorlê, gaan daar baie mense wees wat gaan moeg word. Maar dit gaan mense kos soos ek en u wat mentorskap van God toepas in ons lewe, wat daardie mense gaan help. Dit kan dalk jy wees vorentoe wanneer daar iets met jou gebeur, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, dat daardie saak wat met jou gebeur het, so 'n groot impak op jou maak, dan gaan daar 'n medebroer en suster kom na jou toe, wat mentorskap van God gevat het, wat daardie verantwoordelikheid gevat het van God om te sê, ek gaan hierdie broer van my help, ek gaan hierdie suster van my help, en dit is wat ons nodig het om te doen. Jy sien die kruisdood wat ons vier vandag met hierdie tafel wat hier so staan, was die grootste hulp wat ons gekry het. Dit was die grootste hulp wat ons gekry het, want Jesus het nie net gesterwe nie, hy het ook opgestaan. Hy het die graf, alle dood oorwin vir my en jou, vir elke siekte, vir elke krankheid, en vir elke sonde en elke ongeregtigheid, het hy vir ons gegee, sodat ons vir ons kan wandel, sodat ons vir hom kan staan, as mentors vir mense wat opkyk na ons. Is jy bereid om te sê, Here my God, vanmôre sal ek leer. Ek sal dit wat ek leer, my God, sal ek toepas. En dit wat ek toepas, sal ek doen, en ek sal bid, en ek sal verander daar wees. Ek sal ander wil help. Want ek kan nie net terugsit en sê, dankie Here, ek vat van u, en ek vat van u, en ek vat van u nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Ons moet toepas in ons lewens. Ons moet hierdie betroubare woord wat ons siele gered het, wat ons vrygemaak het, wat ons genees het, wat ons gehelp het, en ons 'n verwagting gegee het. Die grootste saak wat hierdie Bybel vir ek en u gee vandag, is hoop. Dis hoop. Want enige mens wat sonder hoop is, sal moedeloos word. Enige mens wat sonder hoop is, sal moeg word. Enige mens wat sonder hoop is, sal opgee. Maar as ek en u sê, ons hou aan hoop op die woord van God. Ons vertrou op elke jota en elke titel wat in hierdie woord geskrywe is, dat dit waarheid sal word. En ons pas dit toe in ons lewens, en ons vat daardie mentorskap wat God in ons lewens vir ons ingebou het, en waar ons uitgeleer het, en ons pas dit toe in ons lewens, dan kan ons sê, dis 'n betroubare woord. Dis 'n betroubare mentorskap, wat ek en u toepas. Jy sien, om te kan sê, ek is 'n mentor, is maklik. Maar om te kan sê, ek is 'n betroubare mentor, is iets anders. 'n Mentor hou nie op om mentorskap te gee nie. Hy hou aan tot hy doodgaan. Of tot wanneer sy saak verander en hy kan dit nie meer doen nie. Of wanneer hy aftree in hierdie lewe. Maar ons mentor Jesus Christus, hy sal lewe tot in ewigheid. Hy sal altyd daar wees om jou te bemoedig, om jou die hoop te gee, om te kan verstaan, ek moet toepas in my lewe, ek moet gee aan ander, wat aan my gegee is. Dit is die siklus wat Jesus Christus wil hê, wat ons moet toepas. Dit is 'n siklus wat 'n mentor moet besef in sy lewe. Jy moet weet, ek kan nie net terugsit nie, ek kan nie net niks doen nie, ek kan nie net sê, ek van Sondag kerk toe, dan gaan ek huis toe nie, ek gaan Sondag aand, Sondagmôre, Woensdag, Vrydag gaan ek net kerk toe en ek gaan huis toe nie. Dit gaan net oor jouself. Ek gaan, maar wanneer jy sê, ek gaan om God te loof, ek gaan om God te eer, ek gaan om God te verheerlik, ek gaan om 'n werker te wees in die koninkryk van God. Ek gaan om dit wat in my gementor is, om dit oor te dra aan ander, om ander te kan help. Dan gaan God jou bevoordeel. Jy sien, hulle wat mentorskap vat en daarmee werk, word deur die woord van God bevoordeel. God gaan jou help. God gaan jou die krag gee om daardie mentorskap wat hy in jou belê, om dit in ander mense te belê. En wanneer jy dit in ander mense belê, dan sal gebeur soos wat in hierdie samelewing gebeur het. Want toe my ouma gelewe het, het sy die Here gedien. Maar nou lewe my ouma nie meer nie. Wat moet ek nou doen? Iemand anders moet daardie plek inneem.
jy moet anders te moet vir hierdie familie wys. En nou, het ons nie net 'n aardse familie, waaruit jy gebore is nie, maar ons het ook 'n geestelike familie, waar ons moet investeer. 'n Geestelike familie, want daar word nuus gebore in die krag van God, deur die opstanding van Jesus Christus, hulle wat dit aanvaar. Maar ek en u moet verreguleer dat hierdie is 'n betroubare woord. Hierdie woord is betroubaar om toe te pas in jou lewe. Hierdie woord is betroubaar om ander te help. Hierdie woord is altyd nuut. Jy sien, dit is wat so wonderlik is van die mentorskap wat uit hierdie woord van God uitkom. Jy kan dit vandag lees, dan gaan dit vir jou 'n betekenis wees. En dan gaan dit vir jou 'n betekenis gee. Maar lees dit oor 'n jaar of 2, en dan kom die Heilige Gees, en hy maak vir jou iets nuuts oop. Want hoekom? Hierdie is 'n lewendige woord. En ek wil vir jy sê vandag, as jy 'n lewendige mentorskap gaan toepas in jou lewe, gaan God jou help, en hy gaan jou oprig, en hy gaan vir jou 'n kragtige instrument in sy hand maak, tot eer en verheerliking van sy naam. Sodat jy kan weet, ek is 'n gesant van die koninkryk van God. Ek werk vir die koninkryk van God, en daar is 'n doel voor oë, om daar by uit te kom, wat Jesus gesê het, ek gaan om vir my gesante 'n plek voor te berei. Ek sê dit vir u vanmôre. Jesus kom sy gesante haal. Hy kom die haal wat in sy woord glo. Hy kom die haal wat nie die hoop verloor het nie. Hy kom die haal wat syne is. Wat deel is van die mentorskap wat hy begin het op hierdie aarde. En as ek hier kan deel wees van daardie mentorskap van Jesus Christus, gaan hy jou kom haal. Hy gaan jou help. Hy gaan jou deurdra. Tot op die einde toe sal hy daar wees vir jou. Tot op die einde gaan hy jou help. Tot op die einde gaan hy jou nie verlaat. Tot op die einde gaan hy jou nie verlaat nie. Hy gaan met jou wees. Hy gaan saam met jou wees. Hy gaan jou helper wees in elke opsig. Op elke vlak van jou lewe waar jy hulp nodig het, is God daar om jou te help en jou te bevorder. Dit is wat hierdie woord vir ons gee. Ek wil vir jy sê, gaan dink bietjie na oor die mentorskap wat jy toepas in jou lewe. Gaan dink bietjie na vanmôre, na hierdie woord, wat God vir jou instoor het. Wanneer jy gaan sê, Here, gee my meer, Here, vertrou my met meer, Here, help my met meer, dan gaan jy sien wat God vir jou gaan doen. Jy gaan sien wat God vir jou gaan gee. Dit gaan jou staande hou in die moeilikste van tye. Dit gaan jou oprig in die moeilikste van tye. Dit gaan jou rigting gee, wanneer niemand rondom jou weet wat sy rigting om te hou nie. Wanneer niemand weet wat om te doen of waartoe om te beweeg nie, gaan hulle opkyk na jou as 'n mentor van die koninkryk van God. Dan gaan hulle vir jou sê, baie dankie dat jy 'n voorbeeld was vir my. En ek wil vir jy sê, as ons dit kan toepas in ons lewe, dan gaan ons 'n voordeel wees vir die koninkryk van God. En dit is wat ons nodig het. Ons het nodig om daardie mentors te wees wat God wil hê ons moet wees. Die Here seën sy woord vanmôre elkeen.